Welkom terug by die Kruiskinderkanaal. Vandag leer ons oor die Hebreëse woord kitasha. Hierdie woord beteken wanneer jy optel of wanneer jy tel. In Eksodus 30 vers 12 sê God vir Moses dat wanneer hy die volk Israel tel, elke persoon iets moet gee as 'n herinnering dat hulle aan Abba behoort. Dit leer ons iets baie belangrik. Abba vergeet nie sy mense nie. Hy tel hulle omdat hulle kosbaar is vir hom. Elke persoon is belangrik. Elke kind is belangrik. Jy is belangrik vir Abba. Kom ons kyk na die Hebreëse letters in kitasha. Want elke letter help ons om te verstaan wie Abba is en wat hy van ons verwag. Die eerste letter, kaf. Dit lyk soos 'n geboë hand. Dit verteenwoordig 'n palm of 'n oop hand. Dit herinner ons dat Abba sy mense in sy hand hou. Hy beskerm hulle, sorg vir hulle en dra hulle. Die tweede letter, jod. Die kleinste letter in die Hebreëse alfabet. Dit beteken hand of aksie. Selfs klein dade van gehoorsaamheid is belangrik vir Abba. Wanneer ons deel, die waarheid praat, bid of iemand help, daardie klein dade is groot vir Abba. Die derde letter, taf. Dit beteken 'n merk of 'n teken van 'n verbond. 'n Spesiale belofte. God hou altyd sy beloftes. Die vierde letter, shin, lyk soos 'n vlam van vuur. Dit herinner ons aan Abba se heilige teenwoordigheid en sy krag. En die vyfde letter, alef, die eerste letter van die alfabet. Dit verteenwoordig krag en leierskap. En die nommer 1. Dit herinner ons dat daar net een ware God is. Wanneer ons dus kitasha sê, onthou ons dat Abba ons optel, ons in sy hand hou, ons klein gehoorsaamhede sien, sy beloftes hou, sy krag wys en dat hy alleen God is. Maats, kom ons kyk wat in Eksodus 32 gebeur het. Moses het teen die berg Sinaï opgegaan om die 10 gebooie van Abba te ontvang. Die volk het onder aan die berg gewag, maar hulle het ongeduldig geraak. Hulle kon Moses nie meer sien nie, hulle het onseker en bang gevoel. In plaas daarvan om op Abba te vertrou, het hulle vir Aaron gevra om vir hulle 'n god te maak wat hulle kon sien. Aaron het hulle goud bymekaar gemaak en 'n goue kalf gemaak. Die volk het begin feesvier en die kalf aanbid. Dit was baie ernstig, want God het reeds gesê hulle mag nie ander gode aanbid of afgode maak nie. Die goue kalf was blink en mooi, maar daar was geen lewe in hom nie. Hy kon hulle nie hoor nie, nie met hulle praat nie en hulle ook nie red nie. Hulle het iets gekies wat hulle kon sien, in plaas daarvan om die God te vertrou wat hulle nie kon sien nie. Toe Moses van die berg afkom en die goue kalf en die mense sien dans, het hy baie kwaad geword. Die Bybel sê sy woede het gebrand, omdat hy gesien het hoe vinnig die volk hulle belofte aan Abba gebreek het. In sy woede en hartseer het Moses die kliptafels wat Abba met sy eie vinger geskryf het, neergegooi. Die tafels het in stukke gebreek onder aan die berg. Die gebreekte tafels het iets belangriks gewys. Die volk het hulle verbond, hulle belofte met Abba gebreek. Moses was nie net kwaad oor die kalf nie. Hy was hartseer, omdat die volk weggedraai het van die God wat hulle uit Egipte gered het. Maar hier is iets mooi. Selfs na hierdie groot sonde het Moses vir die volk gebid. Hy het Abba gevra om hulle te vergewe. En Abba het hulle nie vernietig nie. Hy het genade gewys. Later het God vir Moses nuwe kliptafels gegee. Dit leer ons 2 baie belangrike waarhede. Abba is heilig en sonde is ernstig. Abba is liefdevol en vol genade wanneer ons berou het. Hierdie storie verbind mooi met 1 Konings 18. In daardie verhaal vra die profeet Elia vir die volk: "Hoe lank gaan julle tussen 2 gedagtes hinker? As die Here God is, volg hom." Die profete van Baal het die hele dag gebid, maar niks het gebeur nie. Baal het nie geantwoord nie. Toe bid Elia tot Abba, en vuur het uit die hemel gekom en die offer verteer. Die volk het gesien dat Abba die ware God is. In 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 13 leer Paulus iets baie belangrik. Hy sê afgode is nie regtig gode nie. Daar is net een God. Net soos die goue kalf nie lewendig was nie en geen krag gehad het nie, het afgode geen werklike krag nie.
Maar Paulus sê ook iets anders. Al is afgode niks, moet ons versigtig wees om nie ander mense te laat struikel nie. As iets wat ons doen iemand anders verwar oor God, moet ons kies om liefde te wys. Ons leer dus 2 dinge. Daar is net een ware God, en ons moet ander lief hê en hulle help om hom te volg. Dan praat Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 18 weer oor Moses. Nadat Moses met God op die berg gepraat het sy gesig gestraal omdat hy in Abba se teenwoordigheid was. Die mense was bang en Moses het 'n sluier oor sy gesig gesit. Paulus verduidelik dat wanneer ons vandag na Abba toe draai, die sluier weggeneem word. Dit beteken ons kan God duidelik ken. Ons het nie 'n goue kalf nodig nie. Ons het nie afgode nodig nie. Ons kan naby aan Abba kom. En die Bybel sê iets baie mooi. Wanneer ons tyd saam met Abba deurbring, verander hy ons. Net soos Moses se gesig gestraal het, begin ons harte ook straal met Abba se liefde. Die Heilige Gees help ons om meer soos hy te word. Van Moses tot Elia, tot die Nuwe Testament, bly die boodskap dieselfde. Daar is net een ware God. Maar wat leer dit ons vandag? Ons maak nie gewoonlik goue beelde nie, maar soms kan ander dinge belangriker word as Abba in ons harte. Vir kinders kan dit wees speelietjies, speelgoed, skerms, sport, om gewild te wees. Vir volwassenes kan dit wees geld, werk en sukses. Wanneer iets belangriker as Abba in ons harte word dit soos 'n goue kalf. Kitesha herinner ons, Abba tel ons, Abba lig ons op. Ons is kosbaar vir hom. Omdat hy ons liefhet, wil hy ons moet hom elke dag kies. Om God te kies beteken, om hom te vertrou wanneer ons nie alles duidelik kan sien nie. Om gehoorsaam te wees, selfs wanneer dit moeilik is. Om te onthou dat net hy ware krag het. Om ander lief te hê en hulle te help om Abba te volg. Wanneer ons bid, ons Bybel lees, ons ouers gehoorsaam, die waarheid praat, ander vergewe en vriendelik is, kies ons die een ware God, in plaas van die goue kalwers van hierdie wêreld. En wanneer ons tyd saam met Abba deurbring, verander hy ons harte, sodat ons met sy liefde kan straal. Kom ons bid saam. Abba Vader, dankie dat U ons tel en ons optel. Dankie dat U ons in U hand hou en U beloftes hou. Dankie dat daar net een ware God is. Vergewe ons wanneer ons ander dinge bo U kies. Help ons om nie blink dinge bo U te kies nie. Help ons om ander lief te hê, U te vertrou, U te gehoorsaam en U elke dag te volg. Maak ons harte vol van U liefde. Amen. Shalom!